Okay, kom ons begin hiermee. Toe ek nou by die kinders gekuier het, toe vat my dogter my lughawe toe. En wel eers na werk en toe daarvan na lughawe toe. En toe ons 'n end weg is, toe kom ek agter my horlosie is weg. En sy wil toe terugdraai huis toe. En ek sê toe vir haar, moenie worry nie, dis 'n cheapie. Sy is toe weg. Maar hy is toe weer gevind. Maar is 'n cheapie. Die maandag voor die bazaar is ek in Pick n Pay hypermark en daar stap 'n oom en tannie met hulle winkeltrollie. En ewe skielik hoor die tannie gil, "My handsak is weg." En daai tannie draai toe om. Jy weet, hierdie spoed, en toe soek sy haar handsak. Wat is in die handsak? Seker bankkaart en 'n selfoon, hè? So dis nou nogals 'n krisis as jou handsak wegraak. Baie jare gelede gaan ons saam met familie na Monte Cassino in Johannesburg. Weet jy of jy al by Monte Cassino was nie, maar dis 'n baie groot plek. En ons is toe by daar's so 'n dierevertoning daai tyd gewees. En toe sien ons dat my jongste kind is weg. By Monte Cassino. Nou my swaarle daar gekuier en hy toe hokkie-tokkie. So ek is toe hierdie kant in met my hokkie-tokkie en met syne, maar myne, en hy is aan die ander kant van die plek in, en die hele familie is oral besig om hierdie kind te soek. Nou, daai tyd was kinderontvoerings nou nie so groot stories soos wat dit vandag is nie. Maar jy ken die gevoel hè, van jy het nie 'n clue nie, soos nie 'n clue waar jou kind is nie. En is die kant toe en is daai kant toe en op die ou end besluit ons, okay, kom ons kry mekaar weer buite en dan gaan ons hierdie soekgeselskap so 'n bietjie beter organiseer. Weer terug, niks. Iemand loop toe terug na die dierepark en hier sit hy op 'n swing. Jy weet wat sy ouers se eerste reaksie is, jy wil raas, nê? Is ek reg? Die eerste reaksie is raas, ek het dit gedoen. En hy kyk ons so, hy sê, maar julle dan gesê, as ek wegraak, moet ek hier kom sit. Alright, maar daai oomblikke, daai angstigheid van daai oomblikke, nê, jy weet, so die eerste soek is, ja, wat gaan hom soek hier, die handsak soek is groot, jou kind soek is heeltemal op 'n ander vlak, né? Nou, Jesus het in Lukas 15:3 gelykenisse vertel. Die eerste is van die verlore skaap. Die tollenaars en die sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg, wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en hy tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Somme partytjie. Ons gaan hierdie ding vier. Skaapie is terug. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het. Of watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. So wat in beide van die verhale gebeur is, iets raak weg, 'n skaap, 'n muntstuk raak weg, dit word gesoek, totdat dit gekry word, en dan is daar vreugde. Dan is daar 'n partytjie, né? Dis die strekking van elke gelykenis. Hierdie gedeelte leer ons iets oor God. Ons kry 'n paar lesse oor die kerk, wat ons is. En dan, in hierdie wil ek graag beklemtoon vanoggend is, dat hierdie teks ontwrig ons eintlik.
Hierdie teks is eintlik geweldig uitdagend. So die eerste is, wat leer ons oor God? Ons leer in hierdie gedeelte oor God in die eerste plek, dat die Here soek aktief na iemand wat weggeraak het. En hy gaan, want hy is besorg oor elke mens. Die tweede is, dat elke mens, die een, vir die Here saak maak. Die derde is, God se liefde is persoonlik, hy gaan soek die een, en God se liefde is vasberade. Die skaapwagter het gesoek tot hy kry, die vrou het sorgvuldig deur die huis gewerk, totdat sy die minste kry. En dan God se vreugde oor verlossing. Daar's blydskap in die hemel, daar's partytjie in die hemel, daar's engele wat juig, wanneer 'n sondaar hom bekeer. Dis vir die kerk, want ons is 'n refleksie van God. Nee, soos wat die Here is, dit is sodat die Here ons wil vorm om te wees soos wat hy is. So die eerste is, soek aktief na hulle wat weggeraak het van die Here. Wat beteken, nie wag dat hulle terugkom nie, maar gaan om hulle te gaan haal. En dan, tweede les vir die kerk is, dat ons moet waarde heg aan elke een mens. En die derde les is, dat in hierdie kerk, die Here se kerk, moet ons mense verwelkom, en ons moet mense se inkom en mense se terugkom, moet ons vier. Wat beteken, dat as iemand terugkom na die Here toe, dat ek nie 'n suspisie sal hê en te sê, jy weet, kom ons kyk nou maar eers of hierdie ernstige is, kom maar, jy weet, nie 'n suspisie nie, ook nie 'n huiwering nie, maar om net absoluut te ontvang, en ook nie om te oordeel. En dan die vierde les vir die kerk is hierdie woorde, mission over maintenance. Verlorenes is 'n prioriteit vir die kerk. So hoe ontwrig hierdie teks ons? En hoe daag hierdie teks ons uit? Die eerste is, ons kan nie self tevrede wees nie. Ons kan nooit sê, ons is okay nie. Ons kan nooit sê, is dan soveel mense wat deel is van die geloofsgemeenskap. Ons kan nie sê, ons het darm 99. Want die Here sê altyd, en die een. So dit beteken, ek sê dit sommer so, ons moet ophou sit, en ons moet gaan soek. Aktief soek, soos wat die Here vir ons in hierdie verhaal wil sê. Die tweede is, en hierdie is uitdagend, dat ons kan nie gemak 'n prioriteit maak nie. In elke gemeente is daar programme, en daar's geboue, en daar's tradisies, en daar's 'n manier van dinge doen, maar daai goed is nooit 'n doel op sigself nie. So, ons bestaan nie net om die kerk aan die gang te hou nie, maar om mense na die Here Jesus te bring. Dis hoekom ons hier is. En dit gebeur so dikwels, dat 'n kerk wat deur 'n moeilike tyd gaan, probeer net die kerk aan die gang hou, dat ons dan net oorleef, dat ons daarom oor 10 jaar nog hier is. Terwyl ons roeping is om mense na Jesus te bring. Hierdie aanhaling, it's easy to settle into routine church life, but God calls us into risky, searching love. Kom ek lees dit, dan gaan my Engels beter wees met die tweede oefening. It's easy to settle into routine church life, but God calls us into risky, searching love. Ons kan nie pikkie wees nie, as dit kom by mense nie. Want ons is nie eksklusief nie. Dis nie eksklusief nie. Elke mens tel vir God. In die kerk moet ons almal verwelkom. Ons moet almal ontvang. En ons mag nie, die oordeel, dis God
Slegs God wat oordeel, sê die Bybel. Ons mag ook nie oordeel oor enige iemand, maar net ontvang. Daar moet 'n compassion, ons moet 'n deernis hê vir mense. Alle mense. En so ja, ons kan nie pikkie wees nie. Ons moet onsself reg meet. Mens meet mos alles, né? As die kinders eksamen skryf, dan is hulle gemeet. So jy's okay met wiskunde, jy's nie so okay met Afrikaans nie. As ons sport doen, dan meet ons. Ek kan 'n bal so ver skop, of ek kan 'n bal so ver pas, of ek kan so vinnig hardloop, of ek kan so lank uit, of ek kan so swaar ding kan ek optel. Nee, ons meet maar eintlik altyd. En ons meet ons gemeente ook. En ek meet, en julle meet ook, omdat julle 'n opinie het oor die gemeente. En as julle oor die gemeente praat, dan gaan julle praat oor die gemeente in terme van hoe dat julle meet, né? Dit is hoe dat ons werk. So die ene gaan sê ek hou van die kerk, want dit en dit. Iemand anders sal sê ek hou nie van die kerkie, want dit en dit, want dit is 'n manier waarop jy meet. En as ons onsself moet meet as 'n kerk, moet ons hierdie vraag vra. Wie het deur hierdie mense hulle weggevind na die Here? Soek ons aktief? Is daar vreugde oor die wat gered is? Dis hoe ons onsself moet meet. En dan ons moet begin om verlossingspartytjies te hou. Sy vreugde is ons vreugde. As daar vreugde is in die hemel, as die engele juig oor iemand wat by die Here uitgekom het, dan is dit die tipe partytjies wat ons ook hier moet hou. So, ons gemeente. Hoe lyk 'n gemeente wat dit doen? Die eerste is, dis 'n huis vir wie gevind is. Die tweede is, dis 'n soekgeselskap vir wie verlore is. En dis 'n gesin wat fees vier, wanneer die een huis toe kom. Ek dink dit is hoe dat hierdie gemeente moet wees en moet lyk. Wie is jou een? Okay, so as ons praat van hoe die gemeente moet lyk, dan praat ons van hoe ons moet leef. Want ons is die kerk. As julle vandag huis toe is, vanoggend, is die kerk weg. Die kerk is by julle huis. Die kerk is waar julle werk. Die kerk is waar julle in die skool is. Die kerk is waar julle in die winkel is. Al wat oorbly is net hierdie kerkgebou. Alright? So wie is jou een? Begin nou dink aan 'n naam. Vra die Here, so stil, gee my 'n naam van iemand wat dalk verlore is. Of wat dalk misgekyk word. Of wat dalk op hierdie stadium ver van God af is. Iemand wat gesoek moet word. En ek het hier geskryf op jou selfoon. Jy kan mos vir jouself 'n WhatsApp stuur, né? Stuur vir jouself 'n WhatsApp met daai persoon se naam. Dis jou een. En dan gaan ons na my een. Dis die uitdaging. Amen.